as ek nou die skrifte gaan lees, gaan julle sien hoe die Gees van God werk. En ek is my hart is, wat die skrif sê, as julle by mekaar kom, om die ene lied, die ene woord, bemoediging, moet ons vir mekaar doen, dit is kerk. Kerk is nie preek. Preek is so klein diertjie, in die mensdom het dit 'n groot ding gemaak. Maar die belangrikste is dat ons mekaar bedien met die waarheid van God, waar ons by mekaar is. En ek wil lees Psalm 91. Mense plak dit agter op hulle karre en al sulke dinge, maar as ek dit nou lees, onthou wat alles hier gesê is. Onthou dit alles. Jy gaan sien, die Here sit dit alles met mekaar. Psalm 91, ek lees uit die ou vertaling. Hy sê, Psalm 91, Bianca, hy sê, hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê, my toevlug en my beskerming, my God op wie ek vertrou. Klink dit bekend uit alles wat al gesê is nie? Want hy is dit wat jou red uit die net van die voëlvanger en die verderflike pes. Hy sal jou dek met sy vlerke en onder sy vleuels sal jy skuil. Sy trou is 'n skild en 'n pantser. Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag of vir die pyl wat bedags vlieg nie, vir die pes wat in die donker wandel, vir die siekte wat op die middag verwoes nie. En hy sê dit met 'n uitroepteken, ek moet dit eintlik uitskree. Ons hoef nie bang te wees daarvoor nie. Al val daar duisende aan jou sy en 10.000 aan jou regterhand, na jou sal dit nie aankom. Net met jou oë sal jy dit aanskou en die vergelding van die goddelose sien. Want U, Here, is my toevlug, die Almagtige, die Almagtige het jy jou beskerming gemaak. Geen onheil sal jou tref en geen plaag naby jou tent kom nie. Want hy sal sy engele aangaan en jou bevel gee om jou te bewaar in al jou weë. Hulle sal jou op die hande dra, sonder dat jou voet teen 'n klip stamp. Sorg dat jou voet nie teen 'n klip stamp nie. Op die leeu en die adder sal jy trap, op die jong leeu en die slang vertrap, omdat hy my liefhet, sê God. Daarom sal ek hom red. Ek sal hom beskerm, omdat hy my naam ken. Hy sal my aanroep en ek sal hom verhoor. En in die nood sal ek met hom wees. Ek sal hom uitred en eer aan hom gee. Met lengte van dae sal ek hom versadig en ek sal hom my heil laat sien. Is dit nie presies alles wat ons nou gehoor het? Die Here stap op pad met ons en as ons sê, hy is ons vesting, en ek sit my geloof in hom, dan is dit daar. Dit is my altyd so moeilik om geloof te probeer verduidelik. Dit is mos die hoop in die onsienlike, sê Hebreërs, né? En nou ons is mense, ons wil sien is glo en voel is wragtig. Ons wil dit mos sien. Maar die hoop is daai, dis soos, as ek nou vir julle sê, hier in die grond, as ons nou hier grawe, dan is hier goud. En almal sal my sê, nee, dis nie waar nie. Want ons dink nou, dis nou soos om by Rustenburg te grawe, en ons kan nou hier tonne goud uithaal. Maar oral is goud om ons. Maar dis klein partikels. Dis in die grond. As jy ontleding doen, as jy sien, as goud. So hier is goud. Maar waar is dit? Nee? En dis die hoop in die onsienlike. Ons weet God is daar. As jy in sy vertroue ingaan, en iemand wat hom nie ken nie, kan dit nie verstaan nie. Hulle sal vir jou sê, maar jy is mal. Hoe kan jy glo in iemand wat jy nie kan sien? Of in iets wat jy nie kan sien? Maar ons weet, want ons het 'n verhouding.
En as mense in hierdie donker tye ingaan, soos Sylvia nou verduidelik het en Sandra, jy kan nie vir iemand verduidelik, maar jy voel, dis asof die hand van die Here op jou is. Hy's by jou. Hy's daar vir jou. En ek sê vir julle, ons gaan in tye nou in, ons is klaar daar, wat die vyand wil gebruik om ons uit mekaar uit te hou. Nee? Hy wil nie meer hê ons moet by mekaar kom nie. Dit is, vergeet van alle conspiracies en alle dinge. My worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte in die lig, sê die skrif. En die vyand gaan enigiets gebruik. Maak nie saak wat dit is om mense van mekaar af te hou. Hy gebruik vleese, hy gebruik enige ding. Ek het al baie keer, ek het nou net met iemand gepraat wat omtrent nooit by mense kom. Hoekom? Vrees vir mense, vrees vir verwerking. Nou wat doen die duiwel? Hy werk net aan mekaar af. As hy persoon stap, en ek sê, maar gegroet het iemand. Ja, maar hy mense het my nie onmiddellik gegroet. Teruggegroet het. Onmiddellik is die verwerking weer dat. Op sit in sakke as. Waar is die Here? Maar ons gaan ook in 'n tyd in, waar ons gedwing gaan word, of hulle gaan probeer, hulle wil die wêreld dwing om hulle knie te buig voor 'n ander God. En ons sal nie meer mag sê, Jesus nie. Weet julle van die nuwe hate speech bil, dit Vrydag gesluit wat ons kon teen dit opgestaan het, dit was nou vorige keer in gewees, wat ons fisies nie meer mag sê van 'n kansel nog. Hulle dit aan laaste keer 'n klomp predikers saamgestaan reg oor die land en beswaar gemaak en hulle het in dit ingeskryf dat jy mag van die preekstoel af iets sê. Wat kom ek gee vir 'n voorbeeld, as ek byvoorbeeld preek en ek sê maar die Here kan jou red van depressie. Kan iemand anders daar sit en sê maar ek sit in depressie en ek glo die Here kan my nie red nie, so dis teen my menseregte, dis teen my dishoudspens. En hulle kan my toesluit. Ek mag dit en daar's 'n klomp ander goed wat ons kan noem. Duisend, wat die skrif sê, dis so. En die mensdom sê dis anders. Maar ek vertrou die Here, want ons gaan in 'n tyd ingaan, waar ek sê vir julle, dit gaan al erger word. Ek sê 'n doemprofeet nie, ek lees die skrif. Dit gaan al erger word. Maar ek wil julle bemoedig, want ons is nie alleen nie. En dis nie die eerste keer wat die vyand dit probeer het nie. Behalwe dat hy gedink het dat hy die oorwinning oor hom het toe hy vir Jesus doodgemaak het. Nee, ek dink altyd as ek aan al hierdie swaar dinge dink en hierdie moeilike dinge, dan dink ek so aan hoe daai dag wat Jesus gekruisig is. Dink ek die duiwel en al sy demone. Hulle het fees gevier en gedink, nou het ons dit. Ons het die oorwinning oor God. En wat gebeur toe? Hy gaan af, hy haal die steels van die koninkryk van die dood, en hy staan op, oorwin het vir ewig. Is dit nie amazing nie? So, die duiwel het baie sulke dinge al gedoen. Kom ek lees vir julle in Daniël, wat hy al probeer het. Hy sê in Daniël 3, vers 14, en Nebukadneser het gespreek en vir hulle gesê, is dit met opset, Sadrak, Mesach en Abednego, dat julle die gode nie dien en die goue beeld wat ek opgerig het, nie aanbid nie. As julle sou, sodra julle die geluid van die horing, die fluit, die siter, die lied, die doedelsak en allerlei musiekinstrumente hoor, bereid is om neer te val en die beeld wat ek gemaak het te aanbid, goed, maar as julle dit nie aanbid nie, sal julle onmiddellik binne in die brandende vuur ontgegooi word. En wie is die God wat julle uit my hand kan verlos? Hoor daai uitdaging, uit my hand kan verlos. Nee? En hoor nou wat antwoord hulle hom. Sê Sadrak, Mesach en Abednego het geantwoord. En aan koning Nebukadneser gesê, ons ag dit nie nodig om u hierop te antwoord nie. Nee, hulle gee ons antwoord. Ons hoef nie te antwoord nie.
Dink aan Jesus, toe hy gekruisig is, het stil gebly. Want hulle ken die waarheid. Ons hoef nie te stry, want ons ken die waarheid. As ons God, wat ons dien, in staat is om ons te verlos, dan sal hy ons uit die brandende vuurwind en uit die hand o koning verlos. Maar so nie, laat dit u dan bekend wees, o koning, dat ons u gode nie sal dien en die goubeeld wat u opgerig het, nie sal aanbid nie. Ons sal dit nie doen nie. Punt. Daniel, hulle het hom gesê, jy mag nie bid nie. Wat het Daniel gedoen? Hy het aangehou bid. Wat het die koning gesê? Leeukuil. Wie was by hom in die leeukuil? Jesus. So ek sê vir julle, ons gaan in leeukuile inkom. Ons gaan in duisternisse wat net getuig is. Ons gaan in plekke inkom waar dit duister voel. Maar die verskil tussen ons en 'n ou wat nie Jesus ken nie, is dat Jesus in ons en by ons is in daai duisternis. Hy kan enigiets doen. En baie mense sê vir my, maar as jy Jesus dien onmiddellik, dan moet jy gesond wees van alles. Dis nie waar nie. Dis doodgewoon nie waar nie. Jesus het gesterf vir siekte. En ek weet in my lewe, dat die Here al siektes gebruik om my in lyn met God se woord te bring. Want julle mense is 'n vreemde wese. As jy mos dink jy's okay en jy voel alright, dan wil jy mos net maak wat jy wil. Jy dink niks kan vir my verkeerd gaan. Jy hoef nie jong te wees, jy kan oud wees as jy dit dink. Dan nee wat, ek's alright, maar dan staan jy die volgende oggend op en iets is hy wheel alignment is net uit lyn uit. Dan begin hy hele kar mos so ruk en jy begin so deur mekaar raak. Partykeer is dit as jy op mekaar gaan kyk, hy wiel balanseer is net so klein gewiggie. Maar dat hy nou af is, dan kyk jy hoe ry jy hierdie kant toe, daai kant toe, hierdie kant toe, daai kant toe. So ons moet kyk dat ons alignment met God sal wees. Dat ons die hele tyd in Jesus sal bly. Dat ons vas sal hou in Jesus. Want die tye gaan kom wat ons nie meer die naam Jesus oor ons lippe sal nog sê. Maar die vraag is ons bereid om hom te vertrou, om ons in daai situasie te bewaar? Ek dink so baie, en ek het dit al hier genoem, daai liedjie, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Dan sê hy mos, the world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. Die ou wat die liedjie geskryf het, hy het dit nie geskryf, hy het dit gesing. Is 'n Indiër gewees, en die mense in sy dorp het hom gevange geneem en sê, maar hy moet Jesus afspeer. En hy het geweier, en sy kinders gebring voor hom, sy kinders doodgemaak, gesê, as jy Jesus verloon, dan kan jy kinders lewe, en hy het gesê, begin hy dit sing, I have decided to follow Jesus. Kinders doodgemaak, bring hulle sy vrou, en hy sing, I have decided to follow Jesus, maak sy vrou dood. En toe sit hy, en op die einde sing hy nog, I have decided to follow Jesus, en die ou wat in beheer was van die dorp, noem dit my burgemeester, hy kom toe tot bekering, en hy vertel hierdie lied vir 'n sendeling wat daar kom, en 'n Amerikaanse sendeling, en hy begin dit neerskryf. En nou nog sing ons dit. You will not. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Die vraag wat ek vir jouself of vir my vra, is dit regtig die lied van jou hart? En baie keer sien ek mense, they have decided to follow Jesus, net as dit lekker is. Maar as die persecution en die swaar kry en die goed kom, dan is dit turning back, daar op hulle wêreld toe, en die goed toe wat hulle geken het. Ek was diep in die wêreld. Ek het al baie dae gedink, as dit so swaar gaan, dan dink ek, yes, dit was vir my gevoel baie keer, dit was beter daar. Maar as ek terugkyk aan dit, net so 'n glimps terug van dit, dan kom hierdie liedjie aankan na my toe.
I have decided to follow Jesus. No turning back. Want ek weet daai bring nie dood. Hy lyk lekker en hy lyk is alright, maar hy bring nie dood. Maar die lewe is in Christus. Die lewe is nie eendag nie, die lewe is nou in hom. En dis die verskil tussen ons en alle ander gelowiges is, ons dien 'n lewende God. Dis vir my altyd so hartseer as ek in die buiteland kom, en dan kom by die plekke, ek sal nooit vergeet in Thailand, hulle kort is daar so aanbiddingsaltaartjie, en dan kom sit hulle goeders daar op en offer dit vir die een wat nou in hiernamaals, dan moet hy nou in 'n beter plek ingaan, offer geld, dat hy moet geld hê, of koop 'n klein karretjie, en die karretjie word gebrand, dat hy nou kan, staan ek en dink, Jesus, wat sê mens vir hierdie mense? Wat sê ek vir hulle? I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. En as jy hier so sit en jy het nog nie daai keuse gemaak en sê, ek kies nou. En dan kan jy vir my sê, maar ek maak baie foute. Ons almal maak foute, ek beloof jou, jy gaan nie ophou foute maak, maar die een wat die groot fout regmaker is Jesus. As jy sukkel, as jy want baie keer as ek veral as met baie keer van mense praat, die myners en die boere, en sê ek vloek verskriklik. Sê ek, man, ek het sinne gevloek. Sinne. Aanhoudend. En toe ek tot bekering kom vir die Here gevra, Here Jesus, net U alleen kan my mos help. Ek kan nie ophou. Ek voel ek kan nie ophou nie, want ek is so gewoond, ek doen dit vloei net uit my. En die Here het kom doen, vra vir my vrou, of ek 'n vloeker is. En die mense wat my geken het voordat ek by die Here was, sal dit nie kan glo nie. Maar dis Jesus wat dit doen. So as hy dit kan doen, moet vloek of enigiets, want hoekom hardloop ons na goed toe, wat ons aan gewoond was. Ons moet nou goed na hardloop na Jesus toe. En ek wil afsluit met dit en vir sê, die woord van God, bewaar dit in ons harte. Memoriseer skrifte, maar belangriker as dit ooit, die lewende woord is in ons. Al dink jy kan nie alles hierdie onthou nie, want dis 'n klomp bladsye, en dis 'n klomp woorde. Ek sê vir jou, as jy vir die Here vra, dan vloei daai lewende skrif uit jou. Baie keer vra mense vir my skrifte, dan vloei dit uit my uit, dan kan ek eers boei dink. Het ek dit al reg gekwoteer? Dan dink ek het dit miskien gememoriseer. Waar kom dit vandaan? Kom uit Jesus. Dis in ons. Hy wil uit ons vloei. En die woord, mense gaan hardloop na duisende goed toe. Maar dit staan vir ewig. En dit gaan vir ewig staan. Dit wat Jesus gespreek het, staan vir ewig. So, Vader, ons staan voor U. Here, en ons het U nodig, soos nog nooit tevore. Here, ons gaan in donker tye in. As ek nou bid, ek maak my oë toe, dan sien ek is soos 'n diep donker skeur waar ons gaan. Maar in ons is daar lig, en om ons is daar lig, want U is die lamp vir my voet en die lig vir my pad. En ek loof U daarvoor, Jesus. En ek bid vir elke persoon wat hier is. En ek wil vra, Here Jesus, dat ons 'n intieme verhouding met U sal hê. En dat ons elkeen daai waarheid in ons hart sal hê van I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Ons loof U daarvoor, Jesus. Ek prys U naam dat U 'n lewende God is. Amen. Ek net dit ook sê. Brother Andrew het hulle eendag in Joegoslawië, ek het nou die voorreg gehad om daar ook te kon werk, maar wat ek moes Bybels ook invat, wat is die mag nie. Toe vra iemand vir hom, Andrew, is dit nie gevaarlik wat jy doen nie? Dis mos lewensgevaarlik. Toe kyk jy die ou so, toe sê hy, weet die lewensgevaarlikste ding is, om nie in die wil van God te wees nie.
Dis gevaarliker as enigiets anders. Hy sê, ek doen eerder dit, en ek weet die Here is by my en beskerm my. So ek wil vir jou sê, die gevaarlikste plek is om nie in die wil van God te wees nie. Wees daar, vrede en seën vir u.